Jy kyk goeiemôre, good morning. Met die koms van die winterkoue neem die hinker na warm bederfies en swaarder maaltye dikwels toe. Ons gesels vandag oor of hierdie eetlus 'n biologiese reaksie op die koue is en of dit bloot sielkundig van aard is. Die eetkundige Shani Legrandsie gee raad oor hoe om 'n balans te vind tussen wintertrooskos en 'n gesonde leefstyl. Shani, welkom terug by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, is lekker om hier te wees, Rosanne. Is dit noodwendig nodig om meer te eet in die winter? Of is dit maar nou net 'n sielkundige ding dat ons dink aan die trooskosse en die kosse wat net mense laat lekker warm voel van die binne af buite toe? Ek dink ons beslis albei, sielkundig en ek dink daar is baie sterk biologiese drywers wat maak dat ons meer honger is tydens die wintertyd. So ons liggaam werk harder om ons kerntemperatuur van 37 grade Celsius te behou. So ons verbrand 'n klein bietjie meer energie. As ook ons, daar's 'n proses wat gebeur wat ons noem termiese effek van kos. So as jy eet, verbrand jy meer energie en jy bak jou lyf warm van binne. So natuurlik gaan dit ons dryf om meer te wil eet. Met die sielkundige aspek, ons kort 'n bietjie trooskos vir die grys wintersmaande. Jy is maar meer vasgevang in die huis, naby aan die yskas, wat ons nou lei om bietjie meer te pesel as gewoonlik. Die tipe kos waarna mens hinker is goed soos brood en sjokolade en pasta. Hoekom daardie tipe trooskosse? Dit is baie gelink aan ons breingesondheid. So omdat winters daar ons sien ons het minder sonkontak. So dit het 'n effek op ons serotonienproduksie. En serotonien is 'n baie belangrike hormoon om ons gemoedtoestand, om ons aptyt te reguleer en sonder die Vitamiene D wat geaktiveer word van die son, is dit ongelukkig baie belangrik om die serotonien te produseer. So gewoonlik kry ons daai seisonale depressie. En om juist dinge soos brood en sjokolade te eet, word baie insulien afgeskei en die hormoon insulien help dat die boustene om serotonien te vervaardig vinniger na die brein vervoer toe kan word, wat dan nou weer help dat ons beter voel. Het 'n mens regtig soveel meer energie nodig in die winter? Ongelukkig, so ons verbrand definitief 'n klein bietjie meer energie in die winter, maar dit is nie so baie soos wat ons dink nie. Dit is nie meer soos in die oertyd waar ons in die sneeu rondgeloop het nie. Ons het nou warm klere, ons het verhitte huise en karre. So ons basal metabolic rate wat die minimum hoeveelheid energie is wat ons liggaam nodig het om te funksioneer, word verhoog met omtrent so 3 tot 7%. So dit is 50 tot 150 kalorieë vir 'n gemiddelde persoon. So dit is dalk nie eers genoeg vir 'n ekstra vrug of 'n paar koekies nie. Maar ongelukkig daai syne wat vir ons sê ons moet eet is maar nog baie sterk. Want dit gaan maar terug van die oertyd af. Gewoonlik met wintersmaande was dit maar skaars tyd vir kos en daai regulering is maar nog steeds vas binne ons en sê vir ons okay, kom ons eet dat ons lekker vet kan opbou vir ingeval daar 'n paar swaar maande gaan kom. Dis soos die ysbere en so wat hiberneer en dan eet hulle, dan slaap hulle vir die winter en kom hulle weer uit en is hulle vet en fris en gesond. Presies dit, en ongelukkig is dit nie vir ons nodig nie. Baie mense drink minder water in die winter, maar eintlik moet 'n mens steeds jou water reguleer en seker maak dat jy genoeg water drink. Ek het nog daar buite, toe ons voor ons in die studio ingekom het, toe het jy nog mis gesê, well dan dat jy so lekker water drink so vroeg in die oggend, maar dit is vir my 'n gewoonte, maar ek dink vir baie mense is die winter baie moeilik om water te drink. Ja, dis die grootste fout wat meeste mense maak, Rosanne, is om te dink as hulle nie dors is nie, dan kort hulle nie water nie. So tydens wintertyd word baie van die bloed geskuif na ons kerngedeelte binne ons liggaam waar ons organe lê. En met dit kil dit die brein om te dink, okay nee, ons kort nie so baie vloeistof nie, hierdie persoon is gehidreer. Maar nog steeds raak jy liggies gedehidreerd en die brein misgis ligte dehydrasie met hongerte. So dis hoekom wat ek ook baie van my kliënte sê, as jy baie suiker, cravings en daai kry, dalk is jy ook net dors.
Ja. So ons moet daaraan werk om genoegsame vloeistof te drink. Dis omtrent so 30 tot 35 ml per kilogram as mens dit sou wou uitwerk. Maar ja, dit is nie vir almal so maklik soos vir jou om die koue water vroeg in die oggend te drink nie, maar mens kan dit baie maklik korrigeer met warm drankies soos jou kruie tee, rooibos, groentee, gemmertee. Dit maak jy ook sommer 'n bietjie warm van binne af. Ja, maar die tipe tee wat mense nou sonder melk en suiker en daai tipe goed nog bygelas het ook. Ja, dit is 100% reg. Ons moet nie te veel afhang van koffie nie. Ja. Ek wil ook vra, in die winter is 'n mens ook geneig om baie meer siek te word of meer gereeld siek te word. Wat is van die voedselstowwe wat jy kan inneem om jou immuunstelsel lekker op te bou en te versterk? Daar het dink ons aan Vitamiene C wat natuurlik belangrik is, maar die eintlike belangrike vitamiene is jou Vitamiene D en jou sink. So soos ek nou genoem het, jou dae is baie korter in die winter, so ons het nie baie kontak met die son nie, so Vitamiene D vlakke word baie verminder, wat 'n baie belangrike rol speel met jou immuunstelsel. En dan tweedens sink kry ons daarom gelukkig en dan is ons bone, ons neute, ons saaitjies en baie van ons proteïenkosse. So ons wil kyk om genoegsaam van dit te eet. En ons moet ook dalk kyk na ons maaggesondheid of ons spysverteringsgesondheid. Jou immuunstelsel, jou spysvertering is omtrent 60 tot 80% involved in jou immuunregulering. So om meer fermenteerde kos te neem, sal altyd goed wees om jou immuunstelsel te versterk en ook meer veselryke kos. Die hele idee van jou wintergesondheid en jou self net beter op te pas is 'n balans tussen wat jy eet en natuurlik bietjie oefen ook. En in die winter is dit minder maklik om te oefen want dit is net koud en jy wil net in jou bed bly of jy wil nie gaan stap nie want dit is koud buite. So hoe handhaaf mens die balans tussen die gesonde eetgewoontes en dan om die aktiewe leefstyl ook daarmee te paar? Ek dink as jou omgewing verander, moet jou strategie ook verander. Soos jy genoem het, dit is nie maklik om nou vroegoggend, laat aand uit te gaan en te gaan oefen nie. So kyk om dalk mikro-oefeninge te doen by die huis. Kyk om dalk 'n weerstandsband te kry waar jy sommer dit klein oefeningkies kan Google om voor die televisie te doen vir 15 minute voor jy gaan stort, net om aan die gang te bly. Dit gaan veral as jy kan kyk om spiermassa so op te bou, dit verhoog jou basal metabolic rate natuurlik en dan help dit ook om 'n bietjie daai gewig onder beheer te kry. Ja, want mense sê, maar dis nou my winterliggaam, maar jy kan dit lekker gesond ook hou. As jy 3 wenke vir ons kykers kan gee om hulle self gesond te hou hierdie winter in terme van 'n goeie leefstyl, wat sou daai 3 wenke wees, net om mee af te sluit? Ek sal sê fokus aan veselryke kos. So wat vesel doen is dit gee vir jou 'n bietjie volume wat die maag laat strek en sodra die maag strek, word die hormoon leptin afgeskei wat jou vol laat voel. So dit werk teen die hormone wat meer afgeskei word wat vir jou meer honger laat voel. So kyk of jy jou bord helfte met warm groentes kan bedek. Doen meer groentebreedies, bone curries wat jou warm en vol gaan laat voel. Tweedens sou ek sê wees of benut die heerlike winterson wat ons hier in Suid-Afrika het. Ons is eintlik baie bevoorreg om 'n lekker blou sonnige dae te hê. So kyk om nog steeds bietjie jou 15 minute son elke dag te kry en jou Vitamiene D ryk kos te eet soos jou olierige vis, eiers, en dan laastens sou ek ook sê kyk vir jou vloeistofinname om dit nog steeds goed te hou, soos wat ons nou gesê het, kyk om jy kruie tee te drink, dalk 'n koppie tee so uur voor jy eet, want ook met daai kruie tee kan jou ysterabsorpsie beïnvloed. So word nie sommer saam met etes neem nie. Baie dankie Shani. Bly net waar jy is. Ons is nou terug met die jongste FIFA nuus.